'n nuwe Rubicon word ontbloot. Nou my spreekwoordelike kruising van die Rubicon rivier was baie beïnvloed deur die geopolitiese situasie in Angola in die mid-1970s. Nou, hierso so in die mid-70s was dit nog 'n harde, kwaai tyd van die Koue Oorlog met Amerika en Wes-Europa hier in die weste en Rusland en die Sowjetunie hier in die ooste. Dis hierdie twee magsblokke. En hulle het kort vir mekaar tande gewys en dan het hulle vir mekaar geknor. En as die een uitgevind het, daar is 'n weerstandsbeweging wat teen die ander een is, dan het hulle daai weerstandsbeweging geondersteun. Die ou Engelse gesegde, the enemy of my enemy is my friend. So, daai proxy oorlog het jare aangegaan en gaan nou nog aan. Wie dink julle ondersteun vir die Oekraïne op hierdie stadium? Ook maar so 'n bietjie van 'n proxy oorlog. Maar okay, ons sal nou nie daarop ingaan nie. So, hier in 1974 het die Portugese uit Angola uit vertrek, weg op hulle skepe en Angola gelos in 'n vakuum. Nou, dit het veroorsaak dat daar strydende faksies was wat dadelik begin veg het onder mekaar om beheer van die land oor te vat. Ek moet miskien myself nou eers so 'n klein bietjie sidetrack, soos die Engelse woord sê. Hierdie gedeelte van die suidelike Atlantiese Oseaan is strategies daai tyd geweldig belangrik geweest. Waarom? Want die Weste en Amerika se olieroetes van die Midde-Ooste af het hier omgekom om die suidpunt van Afrika hierop. So wie ook al die suidelike Atlantiese Oseaan kon beheer en kon monitor, het 'n baie groot strategiese voordeel teenoor iemand wat dit nie kan monitor nie. Nou, die Amerikaners het by Ascension Eiland wat daar is, by Ascension Eiland het hulle 'n baie sterk militêre teenwoordigheid gehad, van waar hulle hierdie hele gebied kon monitor en eintlik daar optree as hulle sou wou. Rusland in die ander hand het geen noemenswaardige militêre teenwoordigheid teen die Wes-Afrikaanse kus gehad nie. So, toe hierdie situasie nou opduik, dat daar 'n vakuum in 'n magsvakuum ontstaan in Angola, het die Russe dit as 'n ideale geleentheid gesien om hier militêr betrokke te raak en 'n invloed daar te vestig wat dan nou as 'n teenkanting kan dien vir die Amerikaanse teenwoordigheid daar op Ascension. So, maar hulle het toe een van die weerstandsbewegings gekies, naamlik die MPLA wat hulle gaan ondersteun, maar hulle was bang om troepe so toe te stuur, want Russies en Portugees meng nie lekker nie. Terselfdertyd, die Russe se groot vriend Fidel Castro in Cuba, het hulle vir hom oortuig, stuur vir ons troepe, kom ondersteun die MPLA, ons sal julle logisties ondersteun, en jy sal die troepe verskaf, want tussen Spaans en Portugees is baie nader aan mekaar as Russies en Portugees. So, wat toe gebeur is, Fidel Castro met sy troepe, 17.000 troepe, kom daarin en hulle ondersteun die MPLA. Die ander twee weerstandsbewegings, die FNLA en UNITA, was totaal oorweldig en die MPLA wen hierdie interne stryd met die steun van die Kubane en hulle vestig die MPLA as die de facto regering in Angola. Toe was dit vir die Russe nou belangrik om hulle invloedssfeer verder suid uit te brei in die rigting van Suidwes-Afrika, nou Namibië, en hulle het die weerstandsbeweging SWAPO sterk begin ondersteun. So SWAPO het uit Angola uit die grens oorgesteek en tipiese jou terreurdade begin, hulle die plaaslike volke geïntimideer, plaasaanvalle, landmyne, jou tipiese tipe van guerrilla tipe taktiek. Ons Suidwes-Afrika, wat belangrik is, was toe onder die beheer en die bestuur as 'n 5de provinsie van die Republiek van Suid-Afrika. So ons was verantwoordelik vir die stabiliteit en dan ook die militêre
posisie in Suidwes-Afrika, soos ek sê nou Namibië. Ons het toe troepe en materiaal gestuur en ons het onsself gevestig en teen SWAPO opgetree om hulle inmenging in Suidwes-Afrika te stuit. Dit het geëskaleer en geëskaleer en geëskaleer en toe hier in die 1980s, 1979, 1980, het die ding so geëskaleer dat ons vegtervliegtuie daar geontplooi het op 'n permanente basis op Ondangwa. Nou wil ek spring na heeltemal 'n ander deel van die wêreld, na Afghanistan. Nou, die Russe het uit die Sowjetunie uit Suid in Afghanistan ingetrek in 1978 met oor die 100.000 troepe. Hulle wou 'n pro-Russiese regering aan bewind sit in Kabul en dit het erg in hulle gesig ontplof. Wat gebeur het is hulle kon die stede onder beheer kry, maar die platteland was beheer deur die Mujahideen. En die Mujahideen het die Russe baie probleme gegee. Soveel so dat die Russe nooit die platteland werklik kon oorwin en beheer nie. Maar 'n groot ding wat hier uitgekom het, is dat dit het 'n 10 jaar oorlog geraak, né? Hulle het dit genoem die Ruslandse Vietnam. Toe met hierdie oorlog wat aaneenlopend is, was dit 'n ideale toetsgrond vir Russiese wapentuig. Hulle het daar ontwikkel panserkarre, artillerie, ammunisie, grof geskit, wat ook al, het hulle ontwikkel vir die Afghaanse oorlog. En onder werklike operasionele omstandighede kon hulle die goed toets. Die Mujahideen het egter nie vliegtuie gehad nie, so hulle kon nooit hulle grond tot lugmissielstelsels daar toets of verder ontwikkel nie. En nou spring ek terug na Angola toe ons vegtervliegtuie in Angola instoot, het die Russe gesien, maar hier kan ons grond tot lugmissielstelsels ontplooi en begin ontwikkel onder operasionele omstandighede teen werklike vliegtuie wat deur werklike pilots soos Mossie Basson gevlieg raak, teen wie ons dan die goed kan aanwend en hulle kan skiet. So, hulle het toe die volle simfonieorkes van SAMs, Surface to Air Missiles, ingegooi in Angola. Wat hulle daar ingedruk het is die volgende. En ek moet ook by sê, hierdie lyk na ou stelsels, maar die goed wat hulle daar ingesit het, het die heel nuutste modifikasies opgehad. Van hulle het digitale rekenaars ingehaat, van hulle het die beste nuwe optika ingehaat. So, alhoewel hierdie stelsels lank al in die Russiese arsenaal was, is die goed wat in Angola toe ontplooi is, was die heel nuutste modelle. So het ingegooi daar so, die SAM 2's. Dan het hulle ingesit die SAM 3's. Die SAM 3's, en nogal een van ons Mirages raak geskiet in Angola, en hy het op Ruacana geland, maar okay, SAM 3's. Dan het hulle ingesit SAM 6's. Dan het hulle ingesit SAM 7's, skouer gelanseer infrarooi. Dan SAM 8's, radarbeheer met die radar en die missiele, opspoorradar, alles op een voertuig. Dan het hulle ingesit SAM 9's, dan SAM 13's, dan SAM 14's, dan SAM 15's, SAM 16's, 14's en 16's. Goed, nou dit is 'n totale, die Engelse naam is 'n overkill. Wat hulle daar ingesit het, is nie naaste by die bedreiging wat ons paar vegtervliegtuigies kon vir hulle wees nie. So, dit was definitief nie om ons te stop daar nie, dit was definitief 'n research and development oefening van die Russe. Hierdie is nou 'n foto van 'n SAM 16, en wat baie interessant is, dit is ook 'n mooi storieetjie. Ek was besig met een van hierdie, mag jy sê, die trips in Europa, ek sal nie sê wat 'n land nie. En ek sê toe vir die land, luister, ek het 'n suspisie, ek vra eers vir hulle, wat is 'n igla? Hulle sê, wat bedoel jy by igla? Ek sê, ek het 'n suspisie, daar's iglas
in Angola ontplooi. Ons het dit opgetel met 'n radio-onderskepping. Die ou sê onmoontlik. Iglas is nog nooit buite Rusland ontplooi nie. Hulle sê toe hulle het 'n baie dowwe gegreinde foto wat in Poland geneem is van 'n Igla. Sê maar die Russe sal hulle nie ontplooi nie. Buite wat is nog te geheim is. Een van hulle mees gesofistikeerde skouergelanseerde wapens. Ek kry 'n oproep in Europa. My baas in Pretoria wil met my praat. Hy sal by 'n sekere tyd in die hotel bel. Ek sê vir hom, goeiemiddag brigadier. Hy sê vir my, Mossie, as jy staan sit, as jy sit lê, want jy gaan nie glo wat ek nou vir jou gaan vertel nie. Ek sê skiet brigadier. Hy sê ons het so pas in 'n hinderlaag 'n vragmotor van Fapla gegryp en daar was 4 SAM 16 Igla missiele wat nou in ons hande is. Ek sê vir hom dis onmoontlik. Ek sê kan brigadier vir my dit beskryf? Hy sê op die punt is daar iets wat soos draadjies lyk met 'n skerp punt reg vooraan. Ek sê dit is 'n SAM 16. En hy sê toe hy sê dit lyk soos 'n nabyheidsbuis, 'n proximity fuse. En ek sê toe nee, my gasheer hier sê dit is 'n magbreker om die ding op supersoniese snelhede minder weerstand te gee. Maar u besef natuurlik dat hierdie is 'n inligtingsdeurbraak vir die weste. En my eerste dinge was van my af as Mossie Beson was om uit te vind wat die ding kan doen en wat hy nie kan doen nie. Eerste instansie het ek dadelik begin kyk na hierdie bal wat hier so sit. Daardie bal bevat vloeibare stikstof. So die detektor word afgekoel tot minus 200 grade om hom meer sensitief te maak. Maar dit sê ook vir my wat se tipe modulasie hulle moet gebruik om teen daardie temperature te kan opereer. So, ek het toe dadelik gesê ons moet aan teenmaatreëls begin werk. En ons het dadelik ingespring en soveel van die goed begin uitvind as wat ons kon. Maar ons was toe in die bevoordeelde posisie dat ons van die goed in ons hande gehad het. Ons het die krag op die goed gesit. Ons het hulle begin die koppe aangeskakel. Ons gekyk wat maak hom, wat doen hy met fakkels, vat hy fakkels. Ons het gesê ja, as jy 'n sekere patroon fakkel skiet, dan kan jy dan gaan hy vir die fakkels gaan, maar as jy nie by daai patroon bly nie, die intervalle tussen die fakkels in millisekondes en die hoeveelheid fakkels wat jy in 'n burst inskiet was krities belangrik. As jy daarvan afwyk, dan ignoreer hy die fakkels, maar as jy daarbey bly en net ons het dit geweet, want ons het die missiele in ons hande gehad. En toe het die weste natuurlik verskriklik na ons gevry, want almal wil weet hoe lyk daardie program van julle in so. So en dit is 'n voorbeeld van hoe jy dan nou baie keer het jy nie die missiel nie, maar jy het 'n goeie foto. Dan kan jy sê daai stukkie antenne wat daar sit moet in hierdie frekwensieband werk. So as jy nou weer naby vlieg met vliegtye wat die detektors het, dan weet jy moet net vir daardie klein bandwydte uitluister. As hulle hom aanskakel, gaan daar 'n frekwensie uitkom. En dan moet jy nou, en ek het dit self gedoen in die aande, jy doen asof jy hom wil aanval, maar jy bly net buite bereik. So jy verplig hulle om aan te skakel. Die oomblik as hulle aanskakel, dan is in die agtergrond 'n vliegtuig met die ontvangers, en dan vang hulle daai sein op, en nou weet ons, okay, goed, nou kan ons hom belemmer met spesifieke modulasies, wat ons kan nou kry, sien hoe hy werk. So, dis is ons die goed ontleed. En jy doen dit met elke een van hierdie goed. Jy gaan na die ouens by Somchem toe, jy sê vir hulle, so lyk die missiel. Hulle meet hom op en hulle sê vir jou, hierdie ding kan tot op 5 km trek, niks verder nie. Ballisties, hy kan nie verder as 5 km trek. So as jy 5 km van maar weg bly, is jy gewax, soos die Engelse sê. Maar dit moet jy eers weet, jy moet slim ouens hê, wat daardie ding kan opmeet en vir jou sê, goed, hierso, daar begin die motor. Vorentoe is die nabyheidsbuis en vorentoe is die volgangsmeganisme. So, die motor is net 'n agterste stukkie. En hulle kan dan uitwerk en sê, met die beste dryfmiddels in die wêreld, kan die ding net so vinnig gaan, en kan hy net so ver gaan. Dan meet hulle die vlekkies. Ek kan die vlekkies nou nie. 'n klein vlekkies hierso. Dan meet hulle die vlekkies en
Dan sê hulle met daai vlerkgrootte kan hy net soveel G trek. So hy kan net teen soveel grade per sekonde. So as hy op jou gevuur raak en jy trek meer as 6 G teen sê nou maar 400 knope, dan kan hy jou nie volg nie, want jy gaan vinniger as wat sy maksimum draaitempo is. Dis nou die slim manne met die dik brille en die wit jasse, met die baie penne in. So hulle werk die goed uit en hulle sê vir my, en ek werk dit terug na vliegtaktiek en na teenmaatreëls toe wat dan vir ons gehelp het, dat stukkie statistiek, van hierdie missiele is daar tussen 140 en 150 op ons vliegtuie geskiet, waarvan nie een getref het teen 'n vliegtuig wat beskerming gehad het nie. Daar's 'n Dakota getref, hy het nie beskerming gehad nie, en daar's 'n Mirage getref wat ook die beskerming gehad het. Maar die wat ons beskerming gehad het ten opsigte van die fakkels en ten opsigte van die tipe verf waarmee ons die vliegtuig geverf het, het daai oor die 140 missiele nie een getref nie. En dan dink ek het ons iets reg gedoen. En ek dink daar's seker baie kinders vandag wat vir my drank skuld omdat hulle paas nie daar sou gewees het om hulle te maak nie. Ek is nog steeds betrokke en die tegniek om hierdie ding se vlerke op te meet, sy motor se deursnit te vat, kan jy net so toepas op 'n splinte nuwe missiel van wie ook al. So die tegniek om die goed te analiseer bly dieselfde. En die vliegtaktiek moet jy net effens aanpas met nuwe vliegtuig. Hierdie vliegtuig het ek baie betrokke gewees by die opleiding van vegtevlieëniers op die Sukhois. En jou basiese teenmaatreëls moet jy net skerp hou en aanpas by nuwe bedreigings. So jy weet, as die vliegtuig dit kan doen, dan gee dit jou voorsprong. As hy dit nie kan doen nie, dan moet jy iets anders probeer. Jy moet laag genoeg vlieg of vinnig genoeg vlieg dat hy nie tyd het om op jou aan te sluit nie. Sulke tipe goed. Maar die metodiek het nie oor die laaste 50 jaar verander nie. Die analise manier hoe jy aangaan om uiteindelik te sê, ja, ons moet dit doen of ons moet dit nie doen nie. Dit bly dieselfde. En dit het my daardie bemagtiging is 'n mooi woord gegee, dat ek nog steeds, ek het julle gesê in die ander gesprek, verlede week was my laaste oproep, kom help asseblief. So, ja, ek is net mosie beson, maar ek bly nog aktief, as die telefoon gelei het. Nee, ek is geweldig trots oor die bydrae wat ek gemaak het, tot die oorlewing, en nog steeds maak, tot die oorlewing van Suid-Afrikaanse en die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se vliegtuie en personeel.